Ons het nou die afgelope week tydens Pinkster het ons 'n klomp gebede uit Handelinge behandel en die oorhoofse tema van Pinkster was vir ons 'n lewe van gebed. En toe het ons nou na 'n klomp gebede in die boek Handelinge gekyk, so van maandag tot donderdag. En ek wil dan hierdie gebedsmoment graag gebruik om ook te bid dat dit wat ons nou in laasweek gehoor het, dat dit 'n werklikheid in ons lewens sal word en dat ons werklik 'n lewe van gebed sal hê en baie intiem en so ook naby aan die Here sal leef. Henry Nouwen het op 'n stadium gesê, die krisis van ons gebedslewe is dat ons gedagtes gevul is met idees oor wie God is, terwyl ons harte ver van hom afbly. Ons het hierdie idees oor God en wat ons dink hy is, of wat ons graag wil hê hy moet wees, dat ons dit heeltemal mis wat hy eintlik is, en ook hoe hy homself elke dag aan ons openbaar. En daarom gaan ek vra dat ons nou stil word, en dan gaan ek vir ons bid. Here, 'n lewe van gebed klink so maklik en so eenvoudig. Maar Here, ons beleef self dat dit nie die geval is nie. Ons wil 'n toegewyde lewe van gebed hê, maar ons sukkel en ons misluk. Here, ons weet dat dit slegs deur U leiding en bystand is dat ons dit sal kan doen. Ons het baie mooi, groot idees oor wie U is. Ons dink gereeld nou verstaan ek God. Maar dan besef ons vinnig weer, ons sal U nooit ten volle kan verstaan nie. Want U is net te groot en te almagtig, dat ons menslike verstand U sal kan begryp. Here, help ons om te besef dat ons soms net in ons eie pad staan. Here, ons bid dat U deur ons hoë teologiese idees sal breek en in ons harte met ons sal spreek. Ons wil naby aan U leef. Ons wil met ons hele wese U aanbid. Ons wil ons hele lewe 'n gebed, 'n lofgebed tot U maak. Here, help ons om te glo wat ons bid. Help ons om nie selfsugtig te bid nie. Help ons om met alles wat ons is en het te bid. En altyd heel eerste lof aan U te bring. Vader, Seun en Heilige Gees, uit U en deur U en tot U is alle dinge. En aan U kom toe die krag en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen. Oh
en my Vader sal hom lief hê. En ons sal na hom toe kom en by hom woon. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Geliefdes, die drie enige God, Vader, Seun en Gees, is hier by jou vandag, nader as jou eie asem. Die Gees van waarheid leef binne jou, om jou in sy groot liefde te lei en te leer. Amen. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, dankie vir die voorreg wat ons het om U openlik te aanbid en ook ons geloof in U te bely deur ons dankoffer vanoggend vir U te bring. Dankie dat ons as geloofsgemeenskap dit so saam kan doen en saam kan sê ons aanbid die enigste en almagtige God en daarom loof en prys ons U met alles wat ons het. Here, ons bring nie net ons dankoffer na U toe nie, maar ons bring alles anders in ons lewens ook. Vader, ons bring ons pyn, ons seer, ons swaar kry en ons moedeloosheid.
Maar ons bring ook ons geluk, Here, en ons blydskap en ons dankbaarheid. En dit is ons gebed dat U ons sal help om deur al hierdie dinge en met al hierdie dinge U nog steeds te verheerlik. Dankie dat ons al hierdie dinge elke Sondag so in U naam kan vra en U ook daarmee kan vertrou. Ons staan vandag weer in verwondering oor U grootheid en almag en ons aanbid U daarvoor. Ons bid en vra al hierdie dinge net in U groot en heilige naam alleen. Amen. Goed, dan is dit ook nou vir my lekker om vir julle almal die geleentheid te gee om mekaar te groet en net hoor hoe dit gaan. Dit is vir my altyd so lekker om te hoor en te sien dat het glad nie moeilik is om die gemeente aan die gesels te kry. Jy moet net sê goed mekaar en dan gaan hulle. Maar ja, daar gaan ook lekker koffie en thee wees na die diens en dan kan ons allemaal lekker verder kuier. Dan kyk ons net gou vinnig na die bassein. Daar is vandag geloofsvorming. En ja, dan gaan die week maar net weer gaan soos normaal. Dan gaan 'n erediens wees by Wilgers weer 10:30 dinsdagoggend. Woensdagoggend het ons Bybelstudie hier by die kerk 9:00, aksie omgee direk daarna en dan ook Bybelstudie by Willow Estate 11:15. Dan kyk ons gou na die voorbereidingslys. Oom Jan Gewee wat ook daar in Wilgers is, wil ons ook net by die lys bysit. Ons het vanoggend gehoor hy het geval en hy is nou besig om te herstel, so ons dink ook net aan oom Jan Gewee. En dan het ons innige meegevoel met Ansie Bester, wel met haar familie, wat sy is oorlede in hierdie week, Ansie Bester. Ek dink woensdagmiddag, so ons dink ook net aan hulle. En dan wil ons ook net julle aandag bring op die winterhoopprogram. So ons gemeente is ook nou 'n stasie, kan mens eintlik maar sê, waar hier ook kombersies afgelewer kan word. Die winterhoopprogram is 'n verskriklike groot projek binne die, ek dink nie dit is net binne die NG Kerk. Dit is 'n baie groot projek waar komberse en nie bederfbare goedere, kos ingesamel word vir almal wat dit nodig sou hê. So Mariespark is ook nou 'n stasie waar enigiemand kos en kombers en klere kan bring. En dan wil ek ook net die kerkraad asseblief herinner aan ons spesiale kerkraadsvergadering hier na die diens in kapel. So ons kan almal gou koffie gaan kry en dan vra ons dat julle so gou as moontlik kapel toe sal gaan. En dan wil ons ook net vir Derek en Rikus baie sterkte sê vir hierdie week. Hulle ry môreoggend 6:00 Wildtuin toe vir die predikantenkonferensie. So ons hoop dat julle dit baie geniet en dat julle ook sal werk en ook sal leer. En ja, mag julle dit ook net as 'n ruskans ook ervaar na jullie besigheid. En dan gaan ek verjaarsdag het ek amper vergeet. So Tannie Baba Boonsaaier verjaar die week, ek weet nie of sy hier is nie. En dan is Susanne Tooi. Is ook nie, maar dan gaan ek sommer vir hulle net 'n kersie opsteek. En dan gaan ek vir Rikus vra om ook asseblief vorentoe te kom vir die kindermoment en ook die kinders.
sê, wat is hierdie hier by my? Kom ons maak dit oop. Wat is hierdie? Wat doen mens gewoonlik met tee? Jy sê dit in warm water, maar vandag gaan ons dit nie in warm water sit nie. Ons gaan iets heeltemal anders te doen. Nou wil ek vir julle vra, julle het seker by die skool ook daarvan gehoor, so 2 donderdae terug het daar iets gebeur, ook in die kerk. Weet julle nie wat dit is nie? Wil iemand my help, wat het 2 donderdae terug gebeur, buiten dat dit donderdag was? Dit was hemelvaart. Nou het jy laat hoor van hemelvaart. Dit was toe Jesus opgevaar het na die hemel toe, nee. So waar is Jesus dan? Sy daar bo in die hemel, okay? Goed, kom ons kyk, ek het my theesak hier oop kry. Glas. Een kant sit vir nou. Goed, so julle sê, opgevaar en hy is in die hemel, nee. Ons kyk vir nou. Amper so ietsie, nee. Nou, wil ek vir julle vra, weet julle wat vanoggend is? Wil jy maar vra? Dit is Sondag, jy is reg. Maar wat is Sondag is dit? As julle daar sal kyk, ek weet nie of julle vaskryf kan lees nie, maar wie kan lees wat daar op staan? Pinkster, nee? So, vanoggend is die Sondag waar ons sê, maar nadat Jesus hemel toe gegaan het die Heilige Gees gekom om by ons te woon, nee? So ons het nou gesien die theesakkie is op, maar as ons soos hierdie glasie is, dan weet ons ook dat hy binne ons kom woon het. Hy is nie net daar bo nie, hy is ook waar. In ons harte, ja. Ek spy ons binne gesê in die glasie nie. Hier is nie die klaar. Ja. Het hy donderdag vir ja. Ons gaan die verjaarsdag. Ekskuus, ek sal julle nou maar goed, so dit is Pinkster vanoggend. So vanoggend onthou ons dat die Heilige Gees binne ons bly, nee. So Jesus het hemel toe gegaan, maar die Heilige Gees gestuur om binne ons te bly, om ons altyd te herinner van wie Jesus is en wat hy ons alles gedoen het, nee. Goed, nou, voordat ons saam bid, gaan ek eers vir julle stuur met die verjaarsdag. Kan ek asseblief sien wie in die gemeente het verjaar in die week? Wel, lyk my, jy gaan maar die chocolade en donuts ontvat. Ek sal nog, en ek sien, middel. Daar sien ek handgebare, hier gaan iets aan. Is al nie 'n verjaarsdag nie. Kijk, goed, in die rechterkant. Het is net 1 verjaarsdag. Goed. Nora, aangezien jy my herinner, kan jy vir jou ma die chocolade vat. Sy kan hem dan vir jou pa gee. Wil jy nog 'n theesakkie brand? Ekskuus iets te bring, as jy dit so mooi vraag. Ons het hierdie selfde les gedoen, juist met hemelvaart by die skole, want ons het gewonder, wat gaan ons doen? Wat gaan ons doen? En dit is maar hierdie fantastische idee om 'n theesakkie te brand. Goed, ons kyk. Ons kyk op 'n theesakkie hier so uit vanaf. Ek draai weer rond dit op. Kom ons kyk, ons nog 'n theesakkie kan laat vlieg. Sê Ilse Marie vir my, moet hom mooi neersit, maar my hande is koud. Soos moeilijk. Nee. Wil jy dit nie? Jy wil dit op die grond sien, nee. Kijk, gaan ons dit op die grond doen. Kijk, nee, jy moest dit die bovenkie neersit. Asseblief, anderste, ek gaan die kerk ook dalk die hemelvaart beleef.
Nee, ons gaan dit net nog 'n keer doen. Maar ons gaan net saam bid. So julle kan net so sit. Amen. Kan saam bid. Ons maak ons oor toe. Here Jesus, baie dankie dat U in ons woon. Help ons om te luister na U stem. Help ons om lief te wees vir U en vir mekaar. In Jesus naam. Amen. Nou kan julle elkeen 'n sjokolade kry en dan kan julle gaan sit. Julle kan maar gaan sit. Wat vir julle sê is daarom lekker tee ook. Dis chamomile, rooibos en vanilla. Maar ek wil vir julle sê, ek het net een koppie daarvan gehad, want as het soveel keer hierdie toertjie gedoen, nou niks oorgebly. En nou is al net enetjie oor. Goeiemôre ook van my kant af. Hoor, Ilse Marie sê so vir ons sterkte vir die Wildtuin, en wil ek vir julle sê, dit is feitlik die eerste keer in my lewe wat iemand vir my sê sterkte om in die Wildtuin te gaan. Maar nietemin baie dankie daarvoor. En wat Ilse Marie dan ook nie vir julle gesê het nie, is dat die implikasie ook is dat sy hierdie week eintlik heeltemal die skip in die gemeente gaan stuur. So ons vra dit aan julle voorbidding en julle ondersteuning vir haar in hierdie week. Het gaan vir haar groot en 'n lekker week wees. Ek het gedink dit sou spanning veroorsaak het, maar inteendeel dink ek sy kan nie wag vir my weer om uit te gaan. Sy is baie opgewonde om bietjie in beheer te wees, maar sê vir jou ook baie sterkte daarmee. Ek dink hier is dit gepas. Goed. Ons gaan vanoggend lees uit Johannes 14 vanaf vers 8 tot 17 en julle sal onthou ek het so wat 4 weke terug uit Johannes 13 uitgelees waar die Jesus afskeidsboodskap aan sy disippels begin. En 2 weke terug het ek gelees ook uit Johannes 14 uit die gedeelte net na hierdie waar dit ook verder gaan. En vanoggend hier op Pinkstersondag lees ons dan Johannes 14 vanaf vers 8 tot 17. Voordat ek lees, kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons die voorreg het om as medegelowiges vandag hier by mekaar te wees. Dankie Here dat ons weet, U is hier teenwoordig. U is hier by ons en Here, U lei ons harte en ons gedagtes. U lei ons kop, ons hart en ons hand. Maak ons dan ontvanklik vir U woord vandag, Here. Bid dit in U naam alleen. Amen. Ek lees vir ons. Toe sê Filippus vir hom, Here, wys vir ons die Vader en dit is vir ons genoeg. En Jesus sê vir hom, ek is al so lank by julle en ken jy my nie, Filippus? Wie my sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê, wys vir ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek met julle praat ek nie uit my eie uit nie. Maar dit kom van die Vader wat in my bly en sy werke doen. Glo in my omdat ek in die Vader is en die Vader in my. Of anders, glo op grond van die werke self. Dit verseker ek julle, wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen. En hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan. Wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle my iets in my naam vra, sal ek dit doen. As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie,
omdat hulle hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ons lees tot sover. Nou gewoonlik is die gedeelte van die erediens waar ek sommer dadelik met die deur in die huis val en die teks vir julle begin uitpak en sê, maar dis wat hier in die teks aangaan, dis wat hier gebeur. Maar vanoggend wil ek begin deur vir julle 'n lied te speel. So kom ons luister saam hierna en dan gaan ons voort met die erediens. Ek glo die lied wat ek nou gespeel het is een wat waarskynlik vir julle redelik bekend is. Daar's ook 'n weergawe van die lied wat Lorika Raaf gesing. Die lied se naam is Lord of the Dance, wat eintlik die Christus verhaal as 'n dans uitbeeld. Dit begin met die Johannes 1 teks wat sê, maar ek was daar toe die wêreld geskep is. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was self God. En het vertel verder hierdie verhaal van Jesus se geboorte, hoe hy na die aarde toe gekom het, hoe hy vir die disippels in hierdie dans ingenooi het, en hoe hulle saam met hom gesien het, hoe hy mense genees, hoe hy in die see van die wêreld indans om lig te bring. En dan hoor ons verder hoe hy so dans vir die Fariseërs en die skrifgeleerdes in die Joodse raad, maar soos wat hy hulle in hierdie dans innooi, verwerp hulle dit, wil hulle niks daarmee te doen nie, en inteendeel kies hulle om te kruisig. En dan hoor ons in die lied van sy sterwe, en hoor hy donker, somber toon, maar dan hoor ons vir hoe die lewe deurbreek, wat sê, maar ek het uit die dood uit opgestaan, ek het die dood oorwin. En dan sê die lied ook, maar kom dans saam met my, kom deel in hierdie dans, wat eintlik sê, maar ek stuur my gees na julle toe, sodat julle saam met my kan deelneem, saam met my kan wees, saam met my kan dans. Die vroeë teoloë het 'n Griekse woord gebruik om die tussenwerking van die drie eenheid te beskryf. Die woord wat hulle gebruik het was perigorese, wat eintlik iets sê van 'n inwoning binne mekaar van die drie eenheid. Hulle beweeg saam met mekaar, vleg in mekaar in, maar die drie eenheid bly drie. Dit bly Vader, Seun en Gees. En later het Jurgen Moltmann dan
die idee van die dans van die Triniteit gebruik om hierdie idee verder uit te pak. Met die dans van die Triniteit sê hy maar die werking van die Vader, Seun en Gees is hierdie werking waar hulle saam beweeg. Dit is een beweging, amper soos 'n groep dansers wat regtig mekaar ken en regtig saam geoefen het en waar die bewegings mekaar komplementeer en dieselfde beweging eintlik is sonder om een werklik te word. En so vanoggend lees ons dan hier in Johannes dat Filippus vir Jesus die vraag vra, maar Here, wys ons net die Vader, dan sal ons kan glo. En Jesus gee vir hom hierdie presiese antwoord en hy sê vir hom, maar as jy my sien, sien jy die Vader. Want dit wat ek doen, is dit wat die Vader doen. Dit wat ek aan jou openbaar, dit is die Vader. Ons is een. Ons beweeg saam. Dit is hierdie fantastiese, dinamiese verhouding wat bestaan tussen die drie eenheid. 'n Verhouding wat al reeds voor tyd begin het. 'n Verhouding waar liefde die groot band is, wat die drie eenheid by mekaar hou. Die verhouding van die drie eenheid is so, dat hulle nooit mekaar weerspreek nie. Altyd vloei op hierdie wonderlike manier. En dit is ook hoekom ek nie vanoggend nou die kar afstudeer wat ek gekies het nie, maar juist koormusiek, waar mens kan hoor hierdie verskillende stemme saamkom om een lied te vorm. Mense hoor en ek voel amper hierdie dinamiese dansbeweging wanneer jy na die lied luister, wanneer jy die bas hoor, die tenor, al hierdie verskillende stemme wat saamkom. En so in Jesus se afskeidswoorde sê hy vir sy disippels, stel hy hulle eintlik gerus dat, maar as julle my ken, ken julle die Vader. Alles wat ek vir julle gewys het, is wie God is. En die enigste manier hoe jy enige iets van die Vader kan weet, is wanneer jy na my kyk. Wanneer jy sien wat ek doen. En hoe wonderlik is dit wat Jesus nie net van God die Vader geopenbaar het. Hoe wonderlik is dit nie as ons sien dat God 'n hart het vir mense nie. Hoe wonderlik is dit wanneer ons sien dat God bereid is om neer te buig, om blindes te genees, om verlamdes weer te laat loop. Dat hy die seer van die wêreld werklik raak sien en 'n lig na hulle toe wil dra. Dit is die God wat ons aanbid. En hoe wonderlik is dit om te weet dat hierdie God van liefde nog altyd dieselfde is. Nog voordat die aarde geskep is God hierdie God van liefde. Ons sien hier in die Bybel hoe sy liefde geopenbaar word in die Ou Testament, hoe hy met Abraham 'n verbond sluit, hoe hy vir Noag beskerm teen die vloed, hoe hy die volk uit slawerny uitlei. Ons sien hoe die volk in ballingskap weggevoer word, maar dat God nog steeds saam met hulle staan. En dan in 'n hopelose tyd onder die juk van die Romeinse ryk, in 'n tyd van armoede, in 'n tyd van pestilensie, in 'n tyd van dood, sien ons hoe hy in die wêreld inkom, tussen mense kom leef, in ons gebrokenheid, in ons donkerte, en dan juist daar 'n lig kom skyn, en sê, maar kyk, dit is wie ek is. Ek is groter as hierdie wêreld. Die donker van hierdie wêreld, die dood van hierdie wêreld, kan nie my lig uitdoof nie, want ek leef. Die wonderlik hiervan is dan, met Pinkstersondag vier ons iets heeltemal nie, iets totaal ongelooflik. Ons vier die feit dat hierdie wonderlike dinamiese dans van die drie eenheid, hierdie dans van liefde, een is waar Christus sê, maar kom saam met my. Ek nooi jou om saam met my in hierdie dans te tree. Ek nooi jou om op die ritme van my hartklop ook in die lewe te dans. Ek nooi jou om net soos wat ek in die seer van die wêreld inbeweeg het, ook daarin te beweeg. En ek vra nie vir jou
om dit self te doen nie. Ek stuur vir jou my Gees om by jou te kom woon. Iets wonderlik wat ek in hierdie week gelees het oor Pinkster. Die rede hoekom daar soveel mense in Jerusalem was in die tyd van Pinkster, was omdat dit die viering was van Moses wat die wet op Sinaï ontvang het. En ek het dit nooit besef nie, maar wanneer ons lees van die brandende bos by die berg Horeb, is dit waarskynlik ook Sinaï berg gewees. Dit is net 'n ander dialek gewees en dis kom dit Horeb genoem het. En wat die brandende bos simboliseer en wat vuur in die geheel simboliseer, is 'n plek waar die hemel en die aarde ontmoet. 'n Plek waar God na die wêreld toe kom om 'n woonplek vir hom te maak. Daai brandende bos, daai heilige grond, is God se teenwoordigheid met ons. En so met Pinkster sien ons dan dat hierdie presiese ding gebeur, maar op 'n hele ander manier. Skielik kom die vuurtonge en dit rus oor die koppe van die gelowiges. Om te sê, maar nou kom woon ek binne jou. Nie binne die tempel nie, nie by die brandende bos nie. Hier op aarde, by jou, maak ek my woonplek. Ek nooi jou in hierdie liefdevolle verhouding in, sodat jy kan deel in die werk wat ek doen. Ek het op 'n stadium in my teologiese studies daaroor gedink dat miskien moes God die mens skep. Want as ons sê God is 'n God van liefde, moet liefde aan iemand of iets bewys kan word. Maar toe besef ek ook, maar dit is juist wat die drie eenheid is. God wat in hierdie liefdevolle verhouding bestaan. God het nie nodig gehad om ons te maak nie. God het nie nodig gehad om die mens te skep sodat hy vir hulle kan lief wees nie. Maar hy kies om dit te doen in sy groot liefde. En meer as dit, kies hy om ons deel te maak van sy grootste werke. Hierdie teksgedeelte kan dikwels vir ons baie verwarrend wees. Want hoe kan Jesus dan sê, die wat in my glo, sal dieselfde dinge doen as wat ek doen? En hy sal nog groter dinge doen as wat ek gedoen het. Hoe maak dit sin? Ons is dan nie God nie. Hoe kan ons tog iets groter as hy doen? Wanneer ons dan die inkarnasie, die lewe van Jesus sien, is Jesus gebore in 'n spesifieke tyd, binne 'n spesifieke kultuur, en hy het binne hierdie area mense genees, mense gewys wie God is, mense geleer oor God se teenwoordigheid in hulle lewe. Maar dit was in hierdie spesifieke streek. Wat Jesus dan met die Heilige Gees doen, is dat hy sê, nou kom leef ek binne elkeen van julle, binne elke taal, binne elke kultuur, op elke plek in die aarde. Derek het maandag aand juist gefokus op hierdie uitsending van Jesus waar hy sê, maar ek stuur julle om getuies te wees in Judea, in Samaria en tot in die uithoeke van die aarde. As Jesus dan sê, julle sal groter dinge doen as wat ek doen, dan sê hy, maar ek gebruik elkeen van julle, my krag kom woon in elkeen van julle wat in my glo. Ek kies om by julle te kom woon. Ek kies om julle te gebruik om ook vir mense te wys wie ek is. Ek kies om hierdie gees van waarheid na jou toe te stuur, sodat hy deur jou kan getuig dat ek lewe, dat ek gesterf het vir jou sondes, dat die sonde vir ewig oorwin is, en dat jy ook nou vrylik kan leef. Ek kies elkeen van julle hier in Meyerspark vanoggend om my getuies te wees, waar ook al jy gaan. En so sal julle groter dinge doen as wat ek hier op aarde gedoen het. Want julle is nie beperk tot enige streek of enige omgewing nie. Die wonderlik wat ons dan sien, is dat 'n lewe van gebed altyd binne verhouding gebeur, binne verhoudings gebeur.
God wys vir ons klaar hoe 'n perfekte verhouding lyk. Hy wys vir ons hierdie dans van die Triniteit, waar hulle een is, maar ook elkeen 'n unieke persoon. Maar waar alles wat hulle doen, saam gebeur, tot eer en verheerliking van mekaar. Alles wat die Seun doen, is tot verheerliking van die Vader. Alles wat die Gees doen, is tot verheerliking van die Seun, van die Vader. En dit is dan God se uitnodiging vir ons in Pinkster, om te sê, maar word jy ook soos ek. Word leeg van jouself, word gevul met my Gees, sodat alles wat jy doen, sodat alles wat Ilse Marie doen, sodat alles wat Johan doen, sodat alles wat Pieter doen, tot eer van die Vader en die Seun en die Gees sal wees. Laat die wêreld deur jou kan sien wie jou God is. Wat ons dan so maklik doen met hierdie verhoudings, is dat ons hierdie verhoudingstaal in iets amper staties verander. Ons verander dit aan, okay, ek moet hierdie doen. Ek moet Bybelstudie doen, sodat ek kan weet wie God is. Ek moet Sondagskool bywoon as ek 'n kind is, sodat ek kan weet wie God is. Ek moet elke Sondag by die kerk wees, want dan sal God met my tevrede wees. Weet, ek moet daarom probeer om nie te veel te jok nie. Ek moet daarom probeer om so nou en dan iets wat ek in die Bybel lees, toe te pas. Ek moet daarom onthou as ek 'n krisis het, om te bid tot God. Dit word al hierdie stappe. Word amper hierdie stappe wat ons volg. Dit as ek 'n babatjie is, moet ek gedoop word, dan moet ek deur Sondagskool gaan, dan moet ek daarom op 17 my geloof bely voor God. Moet daarom 'n verbinding hê aan God, maak nie saak hoe religieus of godsdienstig dit is nie. Maar wanneer ons kyk na die verhouding van die Vader, die Seun en die Gees, is dit 'n dinamiese verhouding. Amper soos wonderlike dansers. Weet, ons het 'n paar dansers hier in die gemeente wat ons daar middag by mekaar kom. Maar wanneer mens dansers sien, saam dans, wat regtig goed is, dan kan mens amper nie, jy weet in die eerste plek nie wat gaan volgende gebeur nie. En jy staan amper verbaas op die manier hoe hulle gekoördineer is, hoe hulle saam werk, hoe hulle amper soos een organisme saam beweeg. Maar dis dinamies. Jy al ooit probeer dans met stappe, dit werk nie baie goed nie. Ek het op skool het ek 'n stap gehad oor hoe mens behoort te dans. Ek het gesê, jy begin die resies binnekop dood te trap. En dan gooi jy die dart. En dan hop jy die basketbal. En dan skud jy die water uit jou oor uit. En daar dans jy. Maar wanneer mens eintlik dit so probeer kognitief verstaan, wat moet mens doen? Jy moet 3 tree hier gee, 2 tree daar gee. Dan word dit amper hierdie robotiese beweging. Dit is nie reg of eerlik nie. Niemand geniet dit eintlik nie. Dit is ek dans nie baie goed. Maar waartoe ons dan genooi word, is om werklik die Here te leer ken. Om werklik die ritme van sy hartklop te verstaan. Om te verstaan wanneer hy sê ek is 'n God van liefde, wat dit beteken. Want slegs deur om te ken, deur hierdie pad te stap, en baie keer lomp te wees en oor jou eie voete te val, maar aan te hou om te leer wie hy is. Dit natuurlik deur die getuienis van die Heilige Gees binne ons. Dit maak dat jy vrylik kan begin beweeg. Dat jy nie besig is om 'n klomp stappe af te tik in jou kop en nou dans jy nie. Maar dat jy dinamies kan deelneem aan God se werk hier op aarde. Want dit is wat die Gees doen. Hy lei ons om te sien, maar dis waar God besig is. Dis wat God doen. En dan lei hy jou om te sê, en dis hoe jy kan invang. Dis hoe jy saam met my kan beweeg. En dit is vir ons so moeilik. Ons hou van 'n maklike resep. Ons hou van 'n stapgewys, punt 1, punt 2, punt 3. Ons hou daarvan om te sê, as ek net vir die Here gaan bid, dat my finansies beter kan word,
dan sal dit beter word. As ek net vir die Here bid, dat my verhoudings dalk beter mag lyk, dan sal dit beter lyk. Ek hoef niks anders te doen nie. Ek hoef nie nou op te hou om vir mense te lieg of hulle te manipuleer nie, want ek het mos nou vir die Here gebid, seën my verhoudings. As ek regtig tot die Here bid vir my verhoudings, dan beteken dit, Here, help my om hierdie verhouding, hierdie geskenk van U af te sien, soos U dit sien. Help my om hierdie mens te sien, soos iemand wat deur U geskape is. Help my om nie net U hartklop hier te hoor nie, maar regtig na hulle hartklop ook te luister. Here, help my om van my selfsugtigheid, my gedagtes oor wie U is en oor wie mense is, help my om dit prys te gee, sodat ek kan sien en kan leef, soos U my leer. Here, help my om nie godsdienstig te wees nie, maar help my om 'n lewende verhouding met U aan te knoop. Help my om hierdie uitnodiging om saam met U in hierdie dans wat voor ewigheid begin het, deel te neem. Help my om my klein deel van U skepping regtig tot eer van U naam uit te leef. Help my om U kind te wees. Wanneer Jesus dan hier in hierdie gedeelte sê, maar wanneer jy die Vader sien, sien jy my, dan sê hy, hier is 'n verhouding. En dan sê hy ook, maar ek stuur my Gees na jou toe, sodat wanneer die mense vir Ilse Marie sien, dan sal sy ook vir my sien, dan sal hulle ook vir my sien. Wanneer hulle vir Joey sien, dan sal hulle my sien. En ja, baie keer gaan ons misluk, want ons is net mens. Maar dit is juist om my sy Gees na ons te stuur, sodat ons al meer kan deelneem aan hierdie dans. Ek weet nie van julle nie, maar my hele lewe lang is daar vir my iets lekker daaraan om met iets nuuts te begin en regtig sleg te wees daarmee. Weet, die eerste keer wat jy pool speel, is nou die eerste wat in my gedagtes opkom, dan het jy nie idee wat jy doen nie. Dalk ook die tweede keer, het jy nie idee wat jy doen nie. Stukkie vir stukkie begin jy agterkom, maar hier kry ek nou iets regs, meestal geluk, maar iets gebeur. Soos wat jy langer aanhou, regtig deel word van hierdie proses, begin dit tweede natuur word. Begin dit iets wees wat jy spontaan doen. Dit is wat God vir ons wil hê. Dis kom hy sy Gees na ons toe stuur, sodat ons spontaan kan volg wat hy doen. En dit is heeltemal reg om lomp te wees aan die begin. Dit is heeltemal reg om te sê, Here, ek weet nie wat ek doen nie. Ek probeer luister, maar ek hoor nie. Want daar's nog soveel ander stemme wat my aandag trek. Daar's nog soveel vooropgestelde idees van hoe die wêreld werk of hoe U behoort te werk, wat ek van kindsbeen af leer, wat maak dat ek nie U stem kan hoor nie. Wat maak dat U hartklop vir my ver voel. Maar Here, ek is hier om te luister. Ek is hier om te hoor wat U my leer. So ek word nou voor U stil. En vergewe my wanneer ek lomp is. Vergewe my wanneer ek dink ek is besig met U wil, maar ek is net besig met my eie selfsugtigheid. Of ek is besig om uit vrees uit op te tree, eerder as die lewe wat U vir my gegee het. Maar help my, Here, om al meer na die ritme van U hartklop te kan luister. En dan juist daarmee saam met U kan beweeg. En dankie, Here, dat U vir my en U groot liefde deel maak van U werk. Ek weet U het my nie nodig nie, maar ek weet U het my lief. So help my, Here, om hierdie liefde ook uit te leef, om dit deel te maak van wie ek is. Help my om elke dag op te staan en te weet, U is by my, U kies my, U is lief vir my. Sodat wanneer die leuns van die wêreld kom, wat vir my sê, ek is nie goed genoeg nie. Wat vir my sê, jy is net 'n mislukking. Wat vir my sê, jy moet maar net harder probeer.
Maar wanneer daardie stem kom, ek dit soos u in die woestyn kan stil maak en sê, maar ek is 'n kind van God. En daarom kan ek vrylik leef, kan ek vrylik deelneem aan hierdie dans, sonder vrees. Ek wil graag 'n geleentheid gee om stil te raak vanoggend. Dink miskien aan die plekke in jou lewe waar jy regtig nodig het dat die stromende lewende water wat saam met die Gees kom, daaroor moet vloei. Waar jy besig is om deur menslike stappe te probeer om jou probleme op te los of om jou vrese te kwam. Waar jy besig is om die Here te probeer volg, maar jy doen dit op hierdie godsdienstige manier wat nie reg voel nie. Die plekke in jou lewe waar jy ver voel van God af, waar jy nie kan hoor wat sy wil is nie. Bid tot hom om ook sy Gees daar te laat heers, om sy lewende water ook daar te laat vloei, sodat ook dit mag groei. Kom ons word stil. Vader, Seun, Heilige Gees, dankie Here dat U vir ons hierdie liefdevolle verhouding van U drie eenheid openbaar. Here, dankie dat ons werklik kan besef, U is 'n God van liefde. Maar Here, dankie dat ons ook kan besef dat U ons deel maak van U liefde. Dat U ons deel maak van die liefdesplan vir hierdie wêreld. Here, help ons om regtig na U te luister. Here, maak ons ore oop om U te hoor. Here, maak ons verstand ontvanklik vir dit wat U Gees ons leer. En Here, maak ons harte sag, sodat ons hierdie groot liefde wat U het, ook met ander kan deel. En so, Here, vir ons ook, maak ons hande oop, sodat ons U liefde regtig kan uitstort in hierdie wêreld, wat dit so dringend nodig het. Here, help ons om nooit in hoogmoed te verval, en te dink ons doen hierdie wonderlike dinge vir U nie. Maar herinner ons elke dag, dat dit alleen deur U krag is, wat ons kan lief wees. Dat dit alleen deur U krag is, dat ons vrylik kan lewe. En dat dit alleen is, omdat U ons gekies het, en omdat U ons genooi het, dat ons ook mag deelneem aan die dans van U, van die Vader, Seun en Heilige Gees. Amen.
die Messias, ons Here. Hy het uit die dood opgestaan en roep ons om hom te volg. Die Gees bewerk die nuwe lewe in ons. Hy lei ons in die waarheid. Hy wys vir ons dat ons stukkende wêreld mooi moet maak. Hy gaan saam met ons die toekoms sien. Amen. Geloofsfamilie staan dan ook nou saam van die seën. Mag die Here jou seën met ongemak oor maklike antwoorde, halwe waarhede en oppervlakkige verhoudings, sodat jy die diepte van jou hart kan leef. Mag die Here jou seën met woede oor onreg, onderdrukking en die uitbuiting van mense, sodat jy kan werk vir geregtigheid, vryheid en vrede. Mag die Here jou seën met trane om te stort vir mense wat pyn, verwerping, honger en oorlog ervaar, sodat jy 'n hand kan uitreik en hulle pyn en blydskap kan verander. En mag God jou seën met genoeg dwaasheid om te glo dat jy 'n verskil kan maak in hierdie wêreld, sodat jy dinge sal kan doen wat ander gedink het onmoontlik sal wees. Amen.